van al die dinge wat Jesus oor die menslike hart gesê, dink ek een van die opvallendste dinge is hoe goed hy ons verstaan. Hy verstaan die dinge wat ons hardop sê, maar hy verstaan ook die dinge wat ons nie sê nie. Hy verstaan die gesprekke wat ons met ander mense voer, maar hy verstaan ook die gesprekke wat ons diep binne onsself, met onsself voer. Hy verstaan die vrese wat ons herken, maar hy verstaan ook die vrese wat ons probeer wegsteek. En ek dink, as Jesus vandag deur die gange van ons kerk sou stap, as hy by ons tafel sou kom sit in ons huis, of saam met ons koffie sou drink en luister na die gesprekke wat ons voer, sou hy iets hoor wat baie van ons dalk nie eers self hoor wat ons sê nie. Hy sou hoor hoe onseker baie van ons voel. Ons leef in 'n tyd waarin dit voel asof die wêreld baie minder voorspelbaar geword het. Die nuus word elke dag gevul met stories van oorlog, konflik, politieke spanning, ekonomiese druk. Die koste van kos styg, dis ons realiteit, brandstof styg, elektrisiteit styg, die markte beweeg op en af. En mense wonder oor aftrede, ons wonder oor ons werk, ons wonder oor ons kinders se toekoms en ons wonder oor ons land. En wanneer die wêreld onseker raak, gebeur daar iets baie natuurlik in die menslike hart. Ons trek nader aan dit wat ons dink ons veilig gaan hou. Ons begin stywer vashou, ons begin meer beskerm, ons begin meer beheer en ons begin meer bekommer. En dis waaroor hierdie reeks gaan. Die vyande van die hart. Daardie dinge wat stadig en ongemerk onder die oppervlak van ons lewe begin werk, totdat dit uiteindelik die manier waarop ons dink, leef, praat en liefhet vorm. En vandag wil ek praat oor een van die mees aanvaarbare vyande van die hart. Nie woede nie afguns nie selfsug nie, maar die oortuiging dat as ek net genoeg het, sal ek veilig wees. Ons sal dit natuurlik nooit so direk sê nie. Niemand van ons staan soggens op en sê my hoop is in my bankrekening nie. Maar ons sê dinge soos, ek wil net voorbereid wees, ek wil net verantwoordelik wees, ek wil net genoeg hê vir die toekoms. En alles hiervan is goed en belangrik. Dis nie verkeerd om te beplan en te sorg en voor te berei nie, maar Jesus verstaan dat goeie dinge baie maklik ongesonde dinge kan word wat ons lewe opneem. Hy verstaan dat sekuriteit so belangrik vir ons kan word, dat dit stilweg die plek van God in ons lewe begin inneem. En dis presies die konteks van Lukas 12. 'n man kom na Jesus met 'n finansiële probleem. En hy wil hê Jesus moet help met 'n erfporsie geskil. En is interessant hoe Jesus reageer. Hy gee nie belastingsadvies nie, hy gee nie regsadvies nie. Hy antwoord hom met 'n waarskuwing. En hy sê, pas op en wees op julle hoede vir die hebsug. Want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy of haar besittings nie. En dan vertel hy 'n storie. 'n storie van 'n man wat eintlik baie van ons sou bewonder. Hy's suksesvol, hy werk hard, sy oes is groot, sy besigheid floreer en alles waarvoor mense gewoonlik bid gebeur met hom. Hy vertel die gelykenis, 'n ryk man se grond het goed gedra. En hy het by homself begin redeneer en gesê, wat sal ek doen? Want ek het geen plek waar ek hierdie groot oes kan insamel nie. Toe sê hy, dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou. En ek sal daar al my opbrengste en my goed insamel. En ek sal vir my siel sê, siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. So neem rus en eet, drink, wees vrolik. Maar God het aan hom gesê, jou dwaas. In hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis. En wat jy gereed gemaak het, wie sin sal dit wees? So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is in God nie. Hierdie storie eindig met Jesus wat hierdie man 'n dwaas noem. Nie omdat hy ryk is nie omdat hy suksesvol was nie,
Nie omdat hy beplan het vir die toekoms nie, maar omdat iets baie subtiel in sy hart gebeur het. Hy het begin glo dat sy skure vir hom kan gee wat net God kan gee. En dit bring ons by ons lewe. En die leuen wat ons glo. Kyk saam met my weer na die teks. Wanneer die oes inkom, begin hierdie man redeneer, wat moet ek doen? Ek het nie genoeg plek om alles te bære nie. En hy kry 'n plan. Hy gaan hierdie skure afbreek en weer bou. En op die stadium klink dit soos nogal iets heeltemal redelik. Dit klink wys. Dit klink soos goeie finansiële bestuur, soos vooruitbeplanning. Maar dan kom die sin wat alles ontbloot. Dan sal ek vir myself sê, siel, jy het baie goed wat weggesit is. Goed wat weggesit is vir baie jare, so neem, rus, eet, drink, wees vrolik. Hoor jy wat hier gebeur? Ewe skielik praat hy nie meer oor sy skure nie. Hy praat nou oor sy siel. Hy glo sy besittings gaan vir hom rus gee wat hy na soek. Hy glo sy voorraad gaan vir hom die vrede gee. Hy glo sy welvaart gaan vir hom die sekuriteit gee. En hy glo hy gaan uiteindelik veilig wees. Daar lê die leuen. Die leuen is nie dat geld waarde het nie. Die leuen is dat geld ons vervulling en sekuriteit sal bied. Die leuen is nie dat besittings nuttig is nie. Die leuen is dat besittings ons kan red. Die leuen is dat daar iewers 'n bedrag bestaan wat uiteindelik die angs in my gaan stilmaak. Maar het jy al opgelet hoe daai bedrag altyd skuif? Wanneer ons jonger is, dan dink ons, toe ek jonger was, het ek gedink, as ek net my eerste huis kan koop, en dan koop ek die huis. Dan dink ek, as ek net hierdie verband kan afbetaal. En dan betaal ons hom af. En elke keer is daar nog iets, en nog iets. Elke keer is daar iets in ons wat bly sê, net nog 'n bietjie, net nog 'n buffer, net nog 'n laag beskerming, net nog 'n plan, net nog 'n veiligheidsnet. Wat dryf dit in ons? Wat dryf hierdie soeke na sekuriteit in ons? Nou ek dink ons lees hierdie storie verkeerd wanneer ons die man as gierig sien. Want as dit net oor gierigheid gegaan het, sou die meeste van ons vandag huis toe kon gaan en dink, wel gelukkig gaan hierdie teks nie oor my nie. As dit net oor geld gaan, dan is baie van ons gaan voel, hierdie preek is nie vandag vir my nie. Die meeste van ons hier in Mosaïek as deel van die familie, of jy aanlyn is of in persoon, sit nie en droom die hele dag oor meer geld nie. Die meeste van ons probeer eenvoudig verantwoordelik leef met dit wat die Here vir ons gee en wat tot ons beskikking is. Ons probeer vir ons kinders sorg, ons skuld afbetaal, voorsiening te maak vir die toekoms. Ons probeer die regte dinge doen. Maar dis juis waarom hierdie gelykenis so gevaarlik is. Want die man se probleem was nie dat hy geld lief gehad het nie. Sy probleem was dat hy bang was. Daar's 'n vrees wat ons dryf. Dis vrees wat ons in hierdie leuen dryf. Hy kyk na die toekoms en hy probeer die een ding doen wat ons almal probeer doen wanneer ons onseker voel. Hy probeer beheer terugkry. Dis wat vrees doen. Vrees laat jou glo dat as jy net genoeg beheer kan kry, jy uiteindelik sal kan ontspan. Maar die probleem is dat die lewe nie beheerbaar is nie. Dis die illusie van ons tyd. Jy kan nie jou gesondheid beheer nie, jy kan nie die ekonomie beheer nie, jy kan nie die markte beheer nie, jy kan nie jou kinders se besluite beheer nie, en jy kan nie die oorlog beheer nie. Jy kan nie die toekoms beheer nie. Jy kan nie eers môre beheer nie. En dis waarom Jesus so skerp antwoord wanneer hy sê, jou dwaas. En hierdie nag sal hulle jou siel van jou afwys en dan, dit wat jy gereed gemaak het, wie sin sal dit wees? As Jesus dit vra, is hy nie wreed nie, hy is besig om hierdie illusie te ontmasker. Die illusie dat ons nooit werklik in beheer was nie. Want die waarheid is dat baie van ons eintlik nie geld soek nie, ons soek wat ons dink geld vir ons gaan gee, en dis die veiligheid, die vrede, die rus.
Ons soek die gevoel dat alles gaan uitwerk. En die tragedie is dat hoe meer ons daardie dinge probeer beheer, hoe meer glip hulle deur ons vingers. En voor jy jou kom kry, leef jy nie meer vanuit vertroue nie. Jy leef vanuit selfbeskerming. Dis die hart van die gelykenis. Die man se wêreld het jy opgelet, het al hoe kleiner geword. Kyk hoe baie keer gebruik hy die woord ek en my. My oes, my skure, my goed, my siel. Alles draai nou om beskerming, alles draai nou om bewaring en alles draai nou om homself. Vrees doen dit aan ons. Dit verklein die wêreld tot net jy. Jou grense, jou planne, jou beskerming, die taal verklein saam met die hart. Dit maak ons minder bewus van ander mense se nood. Ons raak minder beskikbaar vir God se uitnodigings. Ons raak minder oop vir die verrassings van die Gees, want al ons energie gaan nou om seker te maak dat ons veilig bly. En tog ironies genoeg, raak ons nooit veiliger nie. Ons raak net meer angstig. Want wanneer sekuriteit jou afgod word, wat is 'n afgod? Dis iets wat die plek van God inneem in jou lewe. Is daar nooit genoeg offers wat jy vir hom kan bring nie. Hoor wat ek sê. Sekuriteit is 'n afgod, waar daar nooit genoeg offers is wat jy vir hom kan bring nie, want hy vra altyd meer. Meer tyd, meer energie, meer aandag, meer bekommernis. En dis waarom Jesus nie bloot besig is om 'n les oor geld hier te gee nie, hy is besig om ons harte te red. Hy is besig om vir ons te wys, julle dien 'n parasitiese God, as sekuriteit julle afgod word. Hy sien hoe vrees mense se lewens steel. Hy sien hoe vrees mense minder vrygewig maak, minder vreugdevol, minder beskikbaar en minder lewendig. Hy sien hoe mense wat bedoel was om as kinders van God te leef, uiteindelik leef asof alles van hulle afhang. Hy sien dit in ons. En die uitnodiging van Jesus is om die las neer te sit van 'n lewe waarin jy glo alles hang van jou af. Dis die vryheid wat Jesus bied. Jesus kom in hierdie storie, hy kom in die evangelie, en hy ontmasker nie net nie. Hy bevry ook. Hy bevry ook. Jesus wys nooit net die probleem nie. Hy wys altyd vir ons wat moontlik is. Maar ek moet eerlik wees, die vryheid wat Jesus bied is nie altyd maklike antwoorde nie. Dit is nie nog 'n finansiële strategie nie. Dit is 'n verandering van vertroue. Onthou jy hoe Jesus dit stel in Matteus 6? Hy sê, moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maak julle skatte bymekaar in die hemel. Hoekom? Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Dan sê hy, kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie, hulle maai nie, en hulle bring nie goed bymekaar in skure nie. Tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Ek weet, hierdie gedeelte is so bekend. Maar hoor jy wat Jesus doen? Hy gee vir ons 'n nuwe praktyk. Hy sê vir jou en hy sê vir my, kyk Melissa, kyk na die voëls. Kyk na hoe God sorg. Kyk totdat jy dit begin glo. Want die probleem met die angs is dat jou oë verklein. Wanneer ons bang is, wanneer ons moet beskerm, wanneer ons voel ons moet opgaar en stywer vashou, sien ons net wat ontbreek. Net wat verkeerd kan gaan. Net wat ons nog nie het nie, skaarsheid. Jesus sê, oefen. Verander waarna jy kyk, verander hoe jy kyk, oefen jou oë om te sien hoe God al die jare vir jou gesorg het, oefen jou hart om dit te onthou. Dis gehoorsaamheid, dis nie passiwiteit nie, dis 'n daaglikse keuse om te sê, ek bou my lewe op wat waar is oor God, en nie op wat die angs my vertel, en wat my vrees my vertel, en wat al die onsekerheid in die wêreld my vertel nie.
Ek bou my lewe op hom en op wie hy is en sê hy is. Onthou, daar is 'n groot verskil tussen iets besit en iets vertrou. Jy kan geld besit sonder om dit te vertrou vir jou sekuriteit. Jy kan 'n huis besit sonder om dit te vertrou as jou anker. Jy kan aftree annuïteite en polisse hê sonder om dit te vertrou as jou redding. Jy kan verantwoordelik leef sonder om jou sekuriteit daarin te vind. Die vraag is nie wat jy besit nie. Die vraag is waarin jou hart sekuriteit en rus vind en by wie. Dis hier waar die evangelie en die weg van Jesus so radikaal anders is as die wêreld. Die wêreld sê as alles reg uitwerk, dan gaan jy vrede hê. Jesus sê jy kan vrede hê voordat alles uitwerk. Die wêreld sê as jy genoeg het, is jy veilig. Jesus sê as jy die Vader ken, kan jy veilig leef, selfs wanneer jy nie alles het nie. Die oplossing vir onsekerheid is nie groter skure nie. Dis 'n groter visie van wie God is. God is werklik Vader. Hy's die een wat sorg. Hy's ons skepper. Hy hou in stand. Hy's werklik goed. Hy's werklik teenwoordig, aktief, besig in my lewe. Hy gaan werklik sorg. As ek dit glo, as ek so kan begin leef, dan kan my hande stadig weer oopgaan. Want wanneer jy weet jou lewe is in die Vader se hande, hoef jy nie alles in jou eie hande te hou nie. En ek wil jou iets vra voordat jy vandag aangaan met jou dag. Onthou jy hoe ek gesê dat die man met homself gepraat het en gesê het, siel, jy het baie goed, neem rus. Ons almal doen dit. Ons almal het 'n binnengesprek. Die vraag is, wie praat in joune? As jy eerlik na die gesprekke kyk wat jy met jouself voer oor geld, oor die toekoms, oor sekuriteit en veiligheid, sekerheid, hoor jy die stem van 'n mens wat glo dat God te min is? Of hoor jy die stem van iemand wat al meer leer om op die Vader te vertrou? Dis so 'n ander hart gevorm word, nie in een oomblik nie, maar in duisende klein besluite om te kyk na die Vader, te kyk hoe hy sorg, na ander, vir myself. 'n hart wat uiteindelik kan sê, die Here is my herder. Ek kom niks kort nie, want hy is die een wat my sekuriteit gee. Die psalms is vol van hierdie woorde. Ek sal geanker bly, want hy is my rots en my redder. Hy is die een wat my lewe hou. En dan begin jy leef soos iemand wat werklik glo dat die Vader weet wat ek nodig het. En dit, dink ek, is wat Jesus bedoel wanneer hy sê, wees ryk in God. Wees ryk in God. Want die rykste mense in die wêreld is nie die een met die grootste skure nie. Die rykste mens in God se wêreld is die een wat sy sekuriteit of haar sekuriteit in die Vader vind. En so daar is die uitnodiging vir jou hierdie week. 1. Kyk. Jesus nooi ons kyk. Moenie 'n dwaas wees nie. Moenie jou hart probeer vind en jou sekuriteit probeer vind in jou besittings nie. Wanneer die onsekerheid kom, rig jou oë op hom. Hy wat ons ware anker is. Hy wat vir ons versorg. Hy wat ons innig liefhet. Hy wat goed vir ons beplan. Selfs al voel dit nie altyd so as gevolg van die realiteit waarin ons onsself bevind nie. Maar Here, ek wil met oop hande leef. Ek wil gee uit wat ek het. En ek wil U aanhou vertrou, dat U dit wat U in my hande sit en plaas, dat dit genoeg is vir U. Want U is die God van oorgenoeg. U is die God van wonderwerke. Here, U is die God wat vir ons sorg. En ons dankie daarvoor. Dankie dat ons nooit, ooit alleen is nie. Dat U van ons vergeet nie.
En ons vra Heilige Gees dat U vir ons wysheid sal gee en insig sal gee, soos ons beplan, soos ons verantwoordelik probeer leef met wat ons het, dat ons hart sal gerig bly op U en nie draai na onsself en na dit wat ons het, ons besittings, ons genoeg, om vir ons te gee wat ons hart so diep na verlang nie. Want dit is net U. Net U. In Jesus naam. Amen. Dankie dat jy weer vandag ingeskakel het. As jy met iemand wil praat en ondersteuning op jou reis nodig het, is jy so welkom om uit te reik en ons te kontak met die kontakbesonderhede wat op jou skerm verskyn. Miskien is daar 'n uitnodiging vir jou om op 'n manier jou hande oop te maak en jy wil deel of dien of gee of bydra selfs. Maar jy het ondersteuning nodig om 'n eerste tree te neem in dit. Dan is jy so welkom om ook uit te reik na ons toe. Ons sal graag langs jou wil kom en saam onderskei wat is dit wat die Here nou jou na toe nooi. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde en sorg van ons Vader en die vrede en sekuriteit van die Heilige Gees is en bly met jou. Amen.